Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Jesus het gesê, waak en bid. Nie net bid nie, waak. Ek weet nie of jy enige onderrig in waak ontvang het in jou lewe nie. Om waaksaam te wees, om bewustelik te leef, is 'n baie groot tendens in die hele wêreld vandag, dat ons meer mindful moet wees. Soveel universiteite bied kursusse aan, word verweef in opvoedkunde, in die mediese, in die psigologie, dat daar soveel voordele daaraan verbonde is om bewustelik met die lewe om te gaan. Nou in die Christen tradisie is dit dat ons belangrik moet wees, maar daar word veral klem gelê op gebed as die pad na bewustelikheid toe. En een van die maniere van bid wat ons by Jesus leer, is om met groter inspanning en dan met ontspanning om te gaan in gebed. Nie alle forme van gebed bevorder noodwendig bewustelikheid nie. Want daar is soveel maniere van bid. Maar hier kry ons Jesus, toe hy vir sy disippels sê, hulle moet waak, want hy is besig om te waak, en hy is besig om agter te kom wat nie net om hom in die gang is nie, maar wat binne in hom aan die gang is. Hy het groot, intense gevoelens waarmee hy sit, en hy kom in kontak met dit. En hy bid met groter inspanning. En hy vra, kan hierdie beker van my weggeneem word? Maar dan gaan hy na 'n plek toe waar hy sê, maar laat u wil geskied. Hy gee oor. Hy reik uit. Hy laat gaan. Jy kan oefen deur net jou vuis te vat, 'n vuis te maak, hard te druk. Dit is inspanning. En as jy dit hou, kan jy voel dat dit nie net 'n fisiese effek het nie, maar ook 'n emosionele effek het op jou. Jou binneste begin saam te trek. En jy kan dit laat span, en jy kan dit laat gaan. En dit is eintlik nie om niks te doen as jy ontspan nie, maar dit is om nie meer te probeer om vas te hou nie. Ons doen dit met ons asemhaling. Hierdie ritme, hierdie staat, hierdie toestand van inspanning en ontspanning is deel van ons totale lewe. Die heeltyd is dit in die gang. En ons word uitgenooi om in gebed ook, by sekere tye, met baie groter inspanning te bid. Kyk, gewoonlik ontwikkel ons een van die twee maniere. Jy kry die rustige, stil mense, en hulle is dalk baie meer meditatief ingestel, en ons moet nie hard praat nie, en ons bid ook nie hard voor mekaar nie. En dan kry jy die ander wat baie luidrugtig, vrymoedig uitdrukking gee. Dit is nie die een of die ander nie. Dit is albei deel van ons lewe, van die lewe, en behoort ook deel te wees van ons omgang met God. Daar's 'n tyd van inspanning. Jesus se tyd het gekom, hy het in agonie gegaan, innerlike lyding. En hierdie innerlike lyding het fisies hom geraak. Ek meen sy sweet het soos bloedruppels geword. Hy het, sê Hebreërs vir ons, met sterk geroep in trane na God toe geroep. Dis inspanning. Maar dan kom hy aan die einde van homself, en hy laat dit gaan. Hy los dit. En dit is om jou poging om te probeer kry te laat gaan. Dis om oor te gee, dis om mee te gee. Dis nou om toe te laat. En net soos wat jou innerlike inspanning 'n groot effek het op jou uiterlike, op jou lewe, op jou lyf, dis hierdie body-mind connection, werk dit ook na die ander kant toe. As jy laat gaan fisies, met asem, met alles, het dit ook 'n innerlike effek op jou. En ontspan jy ook, jou parasimpatiese senuweestelsel word nou geaktiveer. Deur inspanning word die simpatiese senuweestelsel geaktiveer. En nou gee jy oor. En jou hoop is op God. Dit is so belangrik om hierdie beweging binne in jou teweeg te bring, dit mee te maak in gebed, en tussen hierdie staat en toestand van inspanning, te beweeg na 'n staat en 'n toestand van oorgee. Jou lewe is nie net oorgee nie.
Jou lewe is nie net ontspan nie. Net so is jou lewe nie net inspanning nie. Dis soos 'n pendulum. En dis 'n aanvoeling wat jy moet hê. En is veral as jy in agonia is. Angs sit. Gaan in dit in. Verwelkom dit. Al gaan dit teen jou aard en jou persoonlikheid en teen jou geestelike opvoeding en kultuur, gaan na 'n plek toe van sterk geroep en trane. Gee uitdrukking aan dit. En gaan na 'n plek toe van oorgee. Jou hele lewe, elke faset, jou denke, saamtrek, inspan, jy kan laat gaan, laat gee. Jou gevoel in verhoudings, in jou werk, in jou speel, jou hele lewe in gebed. Dit is inspanning en ontinspanning. Dit laat my dink in Matteus 11:28 waar Eugene Peterson in die message sê, to learn the unforced rhythms of grace. Dis om hierdie ritme van genade, van uitreik, maar dan ook van laat gaan, te beleef, saam met God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad, vir ons lewe saam met U. Dankie vir die lewe wat U geleef het en help ons om U te volg, ietsie van te beleef en in te stap in 'n lewe met 'n baie groter, breë, helder bewussyn van U ook, wat in alles is en in alles werk. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe, van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade.